Goeiedag en welkom by Kontak. Dis 'n nuwe jaar in 2026 en ek is baie bevoorreg om saam met Pastoor Pieter te wees in ons Kontak groep vir vandag. Pastoor Pieter, baie welkom. Baie dankie, Ja, ons is excited oor 2026. Die Here het vir ons 'n plan of 'n aksie gegee van Ignite en ons wil baie graag vandag saam met julle gesels oor Ignite 2026 en wat dit beteken en wat dit vir jou beteken as persoon en vir jou familie en vir ons stad. Soos wat ons gesê het, 2026, Ignite your city. Maar waar begin het? En dis waar ons vandag wil begin in hierdie nuwe jaar. En dit ek wil sommer invul as ek kan. Ja. Wat beteken dit as ons sê ons moet ignited wees? Okay, goed. Eerste plek, Jesus het gesê, het hierdie belofte gekom en gesê dat, hy sê dis sal vir julle beter wees as ek weg is, want wanneer ek weg is, sal ek die Vader bid en hy sal vir julle die Heilige Gees stuur en die Heilige Gees sal julle doop met krag en met vuur en julle in staat stel om soos hy te wees. Dink net vir 'n oomblik al die wonderlike goed wat Jesus gedoen het as daai vuur wat in hom was, want onthou in Lukas 4 het hy die Heilige Gees ontvang en dit het hom in staat gestel om deur al sy beproewings kruis toe te gaan, die prys te betaal en al dit, maar hy het hierdie belofte aan ons gemaak van die Heilige Gees wat in ons brand en in ons werk, want Hebreërs Handelinge 1:8 sê dat hy sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Met ander woorde, dis nie jou natuurlike krag, dis nie jou natuurlike vermoë of jou denke of jou emosie nie. Dis 'n krag van God wat in jou lewe inwerk, wat in jou gedagtes, jou sielsdimensie, jou geesdimensie infiltreer en jy dan begin doen wat God wil hê jy moet doen en nie meer wat jy self wil doen nie. Dit stel ons in staat om die werk van die Here te doen, die koninkryk van God te bou, want dis belangrik. Wanneer ons die krag van die Heilige Gees ontvang het en ons bly stil en ons sit stil en ons doen absoluut niks nie, dan is jy in daai lou warm water waar die Bybel sê jy 'n slegte plek is. Ja, ons smoor die vuur wat in ons is. Dit wat God aan ons kom gee om 'n oorwinnende lewe te lewe, 'n lewe en Handelinge die 2 hoofstuk sê, dis nie iets wat net oor ons gekom het nie, maar die Bybel sê dit het op hulle kom sit. So, hier waar ons staan vandag, ervaar ek dat I'm covered under the anointing, under the presence and the glory of God. Yes. Levitikus 6 sê in vers 13 sê, remember the fire must keep burning on the altar at all times. Wat is dit se hart as ons nou oor gesels oor die vuur moet aanhoudend brand? Wat is ons tyd van dit? As die Here dit vir die volk gegee en vir sy mense gegee en gesê dat wanneer die vuur brand, want die priester moes seker gemaak het dat die vuur brand. En wat so interessant is op plek sê, hy sê dat die vuur ook in die nag moet brand. En daar soveel mense wat in die nag lewe, hulle hele menswees is in 'n donkerte. En dan kom Jesus, dan sê hy sê dat ek dink is Johannes, in die begin van Johannes sê, hy sê ek is die lig en ek sal elke duisternis vernietig. So dit was, ek glo God se plan toe en is ook God se plan nou, want die Heilige Gees van God is die lig van ons lewe. Die woord van God, sê Dawid, is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. So wanneer ek die woord lees sonder die Heilige Gees, bly dit vir my net 'n woord. Maar wanneer ek dit lees deur die krag en die inspraak van die Heilige Gees, kom daar lewe in die woord. En dit bring lewe in my en dit hou dat my vuur aanhoudend brand en beter en hoër brand. Ja, dit laat my dink aan die gedagte en ek glo dis 'n vraag wat baie mense het is
So, Here, I want to be ignited for you. Maar hoe weet ek, Here, dat ek het die vuur in my, daar's iets wat brand in my, daar's iets wat hier binne van, die Bybel sê, van my innermost being, it will come out. Hoe sal ons weet dat ek en Pastor Pieter en die mense om ons gemeente, hoe gaan ons kan bepaal om te sê, ons het die vuur in ons. We are ignited for it. Ja, kyk, kan ek weer terug verwys na Handelinge, die 2de hoofstuk. Die Bybel sê eerste plek het hulle gewag op die belofte. Op die oppersaal het hulle gewag vir die belofte van die Heilige Gees wat uitgestort sal word. En omdat hulle getrou gewag het hulle ook nie, hulle het eintlik ook nie geweet hoe gaan dit gebeur, wat gaan dit gebeur, wat gaan die reaksie wees nie. Hulle het net hierdie belofte gehad dat wanneer julle op my gaan wag, gaan ek julle aandoen, gaan ek met die Heilige Gees oor julle kom en julle gaan in staat gestel word om te doen dit wat ek gedoen het. So nou gebeur die volgende, hulle staan in verwagting, hulle het hierdie afsondering tyd gehad, en nou staan hulle, en daar's 'n klomp mense om hulle, en skielik kom die Heilige Gees soos 'n rukwind, en hy kom oor hulle, en die Bybel sê, die Heilige Gees het letterlik op hulle gaan sit, en hulle het begin praat in 'n taal wat nie hulle moedertaal was nie. Soveel so dat die ander mense wat nie deel van dit was nie, gesê, hoe is dit moontlik dat hierdie ouens praat in 'n taal wat ons verstaan, maar hulle ken dit nie. Hoe sal ek weet wanneer die Heilige Gees oor my kom? Die Bybel sê dat ons in 'n taal sal praat wat die Here deur die Heilige Gees aan ons gee. Nommer 1. Nommer 2, ons sal bekragtig wees. Ons sal weet ons leef in die krag van die Heilige Gees, want hy sal voortdurend aan ons praat. Hy sal voortdurend ons lei in alles wat ons doen. Kan ons hom vra, en hy gaan met ons praat, en hy gaan ons lei van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. Daarom is dit so belangrik dat ons die Heilige Gees sal toelaat en om ons lewens te werk. Dit is soos die apostels in die Bybel sê, and they were in one accord, in prayer and in worship. En wat vir my interessant is dat toe die Heilige Gees uitgestort word, en ek en jy het dit vandag, het hulle die natuurlike uitgaan gehad wat Petrus eerst opgestaan het en die eerste evangelie boodskap gegee het aan mense, en soveel duisende mense het daai dag tot bekering gekom as die eerste keer. Ek glo dat wanneer ons ignited is, het ons 'n natuurlike uitvloei uit ons lewens uit, waar ons nie moet goed te doen, maar wil goed te doen. Waar jy in jou bediening wil staan, omdat ek verstaan wat hier binne in my aangaan, waar ek iets vir die koninkryk wil doen, omdat ek Jesus lief het, omdat ek 'n branding in my het, is dit vir my maklik om met my mense om my te werk, wat ek liefde met gevoel kan wys, nie omdat ek moet nie, omdat ek wil. Verseker. En dit is die geheim, wanneer ons ignited is, glo ek, jy en ek gaan uitreik na mense om ons. Ons gaan kyk na die mense om ons, omdat ons hom lief het, omdat Christus eerste in ons. Ek kan net dit sê dat sonder die Heilige Gees is ons kragteloos. Wil ons nie, maar die vuur soos wat ek Sondagoggend die 4 keer aan die brand gesit het, en vir elke ou 'n kans gegee het om te sê, Here, hier is my lewe. Ek het reeds die Heilige Gees ontvang, maar Here, ek het nodig om net weer ignite te word. Ek het net nodig om weer vuur te kry. En die challenge is wanneer jy in die vuur was, en jy onttrek jouself, dan gaan jy jou vuur, jou vlam uit. Jou liefde verminder, jou eerste liefde vir God verminder, en as jy jou kan kry, is jy iewers op 'n plek waar jy alleen is, en die vyand het hou vas op jou lewe, maar wanneer jy in die liggaam van Christus bly, en die vuur brand, en ons het die voorbeeld gemaak
hoe my vlammetjie uitgegaan het en 2 ouens het gekom met hulle vlammetjies en my vlam weer aan die brand gesteek. Dit gebeur in die lewe dat iemand se vlammetjie gaan uit. Maar dan het ons mekaar nodig in die koninkryk, in die gemeente om mekaar te help en te bemoedig, vir mekaar te bid, sodat daai vlam weer kan brand en ons opgewonde kan wees met die koninkryk van Jesus Christus. Amen. So ons glo dat vandag se boodskap aan jou is, you are ignited. Ons moet glo met ons hele hart, en wanneer jy vandag daar is en jy voel, Here, ek voel nie 100% daar nie, al wat dit is, kom ons bid. En sê, Here, ignite me one more time. Here, sit net nog een keer die vuur in my hart. En dis al wat hy wil. Jesus sê, jy moet nie kom in perfeksie nie, kom net soos wat jy is. Ons bid saam met julle. Yes, ons sien julle volgende keer. Amen. Amen. God bless.